Ek weet nie van jou nie, maar ek kry seer as 'n boom uitgekap word. Al is dit ook vir 'n goeie rede. Dit vat aan my as 'n boom wat vir jare lank gestaan en oorleef het, eenvoudig net op die grond afgemaai word. Daarom was dit nog vir my altyd half ongemaklik as ek in byvoorbeeld Matteus 7 vers 19 lees, waar die Here Jesus sê, 'n boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap. En dan sommer nog in die vuur ook gegooi. Braaivleisvuur, daarvoor kap ons mos ook dikwels bome af. Nogtans, dis maar my natuur. Vat dit aan my as 'n boom sommer net uitgekap word, maar ek het onlangs 'n ervaring gehad, wat my miskien met 'n bietjie ander oë na daai vers in Matteus 7 laat kyk het, waar die Here sê, 'n boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap. Ek wil julle graag nou vertel van daai boom. Hier in my agterplaas, in die verste hoek, tussen die verste buitekamer en die bure se heining, se muur, groei daar 'n boom nou al vir baie jare. Ek het hom al 'n keer of wat self uitgekap, en daar was 'n keer of wat ek 'n tuinwerker gekry het, wat ek gesê het, man, roei die ding vir my uit, kap hom uit en ontwortel hom sommer, grawe hom uit, en ek sê, yes, pastor, ek het vir hom uitgehaal uit die grond uit, maar as ek maar sien, dan groei hy weer. En ek het hom die laaste tyd gesien groei en gedink, ek kom een of ander tyd sal ek vir hom moet kom uithaal, maar ek kom nogal min daar in daai agterste hoek tussen die garage en daai begrensmuur. So het ek hom gesien groei en geweet, een of ander stadium sal ek moet 'n plan maak, want die ding kan dalk groot word, hy kan dalk probleme veroorsaak as hy na een of ander kant toe moet val. Skade vir my of vir die buurman of vir ons al twee. En intussen het die mense van die internet met hulle fiber, het hulle kabel kom aanlê van 'n paal hier agter in my erf, wat dan reg oor my buitegeboue loop, waar dit by die huis ingaan, en hierdie boom met sy takke het uiteindelik in daai kabel begin ingroei, en ek het gesien, hier kom moeilikheid, ek sal die ding moet uitkap, anders gaan hy die internetkabel breek, en dan sit 'n mens sonder internet in die huis. Maar as ek sê, ek gedink, miskien moet ek maar net 'n paar takkies uitkap of so, want ek kry seer as 'n boom net uitgekap word, maar toe kom daar 'n dag het ek besef, ek het te lank gewag. Hierdie boom bring vir my net skade, hy moet ongelukkig lank al uitgewees het. Nou, die van julle wat my ken, julle weet hoe lief is ek vir hoogtes. So ek moes maar 'n vriend nader, 'n baie ou goeie vriend, wat makliker as ek op hoë liere klim. Ek het begin om die boom self stukkie vir stukkie uithaal, tot op 'n punt waar ek nie meer kon nie. Maar ek het geweet die boom moet nou uit, en ek het hierdie goeie vriend gekry, en hy het kom opklim en op hoë liere kom staan, en ek het maar vasgehou en gehelp kap en saag. Uiteindelik lê hierdie boom nou op die grond, uitgeroei. Ja, nee, nog nie uitgeroei nie, ek moet hom nog uit die grond uitkom haal. Maar toe laat dit my nou verder dink aan die Here Jesus se woorde, 'n boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap. Nou kyk, dit is waar ek toe nou weer op 'n nuwe manier begin dink het aan Matteus 7 vers 19. Daai boom in my lewe, in my hart, in my gedagtes, wat nie goeie vrugte dra nie, maar daai boom wat eintlik 'n onkruidboom is, 'n boom wat moeilikheid gaan veroorsaak, 'n boom wat vir my skade kan bring, wat ek met die tyd as gevolg van luiheid of wat my oorweging ook al was, dat ek daai boom laat groei het in my hart en my lewe. En dat daai boom vir my baie groot skade kon veroorsaak het. En uiteindelik moes ek hom uitgehaal het met groot moeite, ek myself 'n vriend se hulp ingeroep het. En toe wonder ek, wat 'n bome laat 'n mens soms in jou hart en jou lewe groei? Wat 'n onkruidbome, wat lankal uitgekap moes gewees het, wat die lewe vir jou veiliger sou maak. Nie altyd maklik nie, nie altyd lekker nie, nie altyd gemaklik nie, soms baie ongemaklik. Daarom wil ek vandag vir jou vra, die bome in jou lewe, dra dit goeie vrug, is dit goeie gedagtes, is dit goeie optredes, bring dit
vreugde in lewe vir jou en vir mense rondom jou? Of is dit bome wat jy laat groei wat skade kan bring, wat kan seermaak, onherroepelik soms kan seermaak? Is daar nie dalk sulke bome? En dis nie dalk die bome waarvan hier ook gepraat het nie, daai bome wat in ons hart groei, nie noodwendig die bome rondom ons nie. Die bome wat in ons hart groei, nie noodwendig mense nie, maar gedagtes, gewoontes, ou hartsere wat ek dra, wrokke, verkeerde slegte planne wat ek mag hê, wat 'n boom het ook al mag wees, wat nie goeie vrug gaan dra nie, maar wat skade gaan bring. Is nie tyd om daai bome te begin uitkap nie. Mag die Here vir jou die wysheid gee deur sy gees, die insig, en dan ook die wil en die genade, al moet jy dan soms die hulp van 'n vriend inroep, om daai bome, daai onkruidbome wat regtig vir jou skade gaan bring, betyds te begin uitroei uit jou lewe uit. Al maak dit seer, al hou jy nie van bome afkap nie. Mag die Here jou daarin genadig wees en mag jy dan 'n oorvloedige nuwe lewe hê. 'n Lewe met min skade, 'n lewe dalk met baie meer vrug as wat jy op die oomblik beleef.